Baie welkom by hierdie eerste video in 'n nuwe reeks saamleesvideo's. Ons is in die eerste brief aan die Korintiërs en vandag lees ons vers 1 tot 3. Ons sal onder andere sien dat hierdie eintlik die tweede brief is wat die apostel skryf, maar baie besonders, dit is 'n brief aan die gemeente van God in Korinte, maar ook aan al die geroepe heiliges. Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenes, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God. Geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons vind hier, soos Paulus se gewoonte is, 'n groet aan die gemeente, maar hy bevestig ook sy apostoliese gesag. Hy sê dat hy 'n apostel is deur die wil van God, nie deur die wil van mense nie, en dat hy spesifiek hiertoe geroep is. Geroep en daartoe bekwaam gemaak. Hy is 'n boodskapper van die Here Jesus Christus. En is op grond van hierdie gesag wat hierdie apostoliese amp aan hom verleen, dat hy met groot vrymoedigheid skryf aan die gemeente van God daar in Korinte. So die apostel Paulus is nie hoogmoedig nie. Hy neem hierdie groot vrymoedigheid om so te skryf aan die gemeente, omdat hy deur Christus self in hierdie ampt bevestig is. Hy is deur Christus self hiertoe geroep. Hy is met hierdie verantwoordelikheid belas. En hierdie gesag rus nie in homself of in wat hy vermag het nie. Inteendeel, ons weet hoe lyk die lewe van Paulus voordat die Here hom gered het. Maar die gesag is gesetel in Christus wat hierdie ampt vir hom gee, hom in hierdie ampt beklee. Nou, hier moet ons maar weer vir onsself 'n nota maak rondom die woord apostel, en dit is dat daar nie meer in ons tyd mense is wat kan aanspraak maak op hierdie apostoliese gesag nie. Die apostoliese tyd en die apostoliese gawes is verby toe die laaste apostel ook oorlede is. Hierdie was 'n baie besonderse tyd in die tyd van die Nuwe Testamentiese kerk, 'n tyd waar die Here sy apostels uitgestuur het om die kerk wêreldwyd ook te vestig, om die evangelie te verkondig. Daar is niemand wat vandag meer kan sê, ek is deur die wil van God 'n geroepe apostel van Christus Jesus en daarom moet jy vir my luister nie. Niemand van ons kan dit vandag sê nie. Het is interessant dat Paulus ook hier 'n broeder noem, 'n broeder Sostenes. En dit is 'n redelike algemene naam gewees in daardie tyd, maar hierdie Sostenes verwys waarskynlik na die Sostenes van wie ons lees in Handelinge 18 vers 17. Ons lees daar van Sostenes wat die leier van die sinagoge in Korinte was, en dat hy op 'n stadium ook gegryp is en voor die regbank geslaan is. En net so 'n bietjie meer inligting ook verder oor hierdie brief is dat Paulus in Efese was. Lees ons in 16 vers 8, hy was in Efese toe hy hierdie brief aan die gemeente in Korinte geskryf het. En dit is net so 'n bietjie inligting op die kantlyn. Interessant genoeg is hierdie eerste brief aan die Korintiërs, soos ons hom nou ken, is eintlik 'n tweede brief wat Paulus aan hulle rig. En ons kan dit aflei uit hoofstuk 5 vers 9 en verder. Daar kan jy lees dat Paulus verwys na sake wat hy in die vorige brief aangeraak het. Daai heel eerste brief het verlore geraak, ons het hom nie meer nie, maar ons kan nou uit hierdie brief aflei, min of meer enkele sake aflei wat Paulus in daai heel eerste brief aangeraak het. So eintlik is ons met hierdie eerste Korintiërbrief wat ons nou lees, is ons eintlik besig om so in die helfte van die gesprek in te val, die helfte van die gesprek wat Paulus met die Korintiër gemeente voer. Maar nietemin, die apostel Paulus gebruik hier 'n baie besonderse beskrywing van die gemeente. Hy sê dit is die gemeente van God. Die woord gemeente is op sigself nie regtig 'n besonderse woord nie, dit beteken geloofsvergadering, en dit is nie noodwendig die besondere hier nie. Wat hierdie frase besonders maak is die feit dat Paulus sê dit is 'n gemeente van God. Dit beteken, hierdie vergadering in Korinte is baie spesiaal, dis uniek, dis God se vergadering, dis God wat hulle bymekaar gebring het. Dis anders as enige ander geloofsvergadering, is anders as enige ander gemeenskap, is God se hierdie. En wat dit nou nog meer besonders maak, is die feit dat die apostel Paulus sê dit is die gemeente van God in Korinte. So daar's 'n plaaslike vergadering, daar's 'n kolletjie op 'n kaart, daar's 'n stukkie aarde waar die Here sy gemeente vergader, waar hy sy gelowiges bymekaar bring.
En dis wat hierdie beskrywing so besonders maak. Gemeente van God op 'n baie spesifieke plek. Nou, hierdie plek Korinte, as jy gaan kyk agter in jou Bybel, is daar 'n kaart. En dan sal jy kan sien dat Korinte is 'n hawestad. Dit beteken, dit was 'n baie belangrike verspreidingspunt, soos enige ander hawestad. 'n Verspreidingspunt vir goedere, maar 'n hawestad is ook 'n verspreidingspunt van idees. En veral 'n verspreidingspunt vir die evangelie. So Korinte is 'n belangrike plek, veral vir hierdie gemeente, veral vir die invloed wat die gemeente van hier af sou kon hê. Korinte was 'n ryk stad, 'n invloedryke stad, 'n mooi stad, maar op morele vlak is hulle brandarm en bankrot. Tog het die Here besluit, en het goed gedink, dat hy op hierdie plek, Korinte, vir hom 'n gemeente sal vergader. Paulus skryf nou aan hulle, dat hulle ook soos God se gemeente in hierdie wêreld en in Korinte moet leef. Kan jy sien, net uit hierdie paar verse, dat die kerk nie 'n individu is nie. Jy is nie die kerk nie. Ek is nie die kerk nie. Die gemeente van God is 'n vergadering gelowiges. En meer nog, die Here vergader hierdie gemeente van hom plaaslik. Daar's 'n kolletjie op 'n kaart, waar die Here sy mense bewaar en bymekaar bring. En reg oor die wêreld bring die Here die gelowiges soos ek en jy plaaslik bymekaar. Is jy ingeskakel by die gemeente van God? Is besonder dat die apostel nie net fokus op hierdie plaaslike gemeente in Korinte nie, maar hy verbreed ook sy visie, hy verbreed ook ons visie, sodat ons die kerk wêreldwyd kan raak sien. Kyk gou verder, hier staan nie net die gemeente van God in Korinte nie, maar hy praat ook van die geroepe heiliges, wat saam met almal op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. So hier word ek en jy ook ingesluit, hier word ander gelowiges wêreldwyd ook ingesluit. Dis nie net 'n brief vir die mense in Korinte nie, dis 'n brief vir al die geroepe heiliges, almal wat hulle geloof in Christus bely, almal wat Christus aanbid. Dis die wêreldwye kerk. Die gemeente in Korinte is deel van 'n groter geheel. Hulle is deel van die liggaam van Christus. En die apostel Paulus noem hulle, en noem die gelowiges wêreldwyd die heiliges. Nou onderaan die 2020 direkte vertaling is daar 'n baie sinvolle nota. Hier staan, die heiliges is mense wat vir die diens van God afgesonder en aan hom gewy is. Wanneer gelowiges heiliges genoem word, verwys dit nie na hulle morele opvattings of voortreffelike eienskappe nie, maar dit verwys na die werklikheid dat hulle aan God as die heilige behoort. Daar is die belangrike wat ons moet onthou. As Paulus hulle heiliges noem, of as Christene heiliges genoem word, dan verwys dit na die feit dat ons God se instrumente in hierdie wêreld is. Hy het ons daarvoor afgesonder. Dan in vers 3 sien ons, Paulus groet die gemeente en hy seën hulle, hy bid vir hulle 'n seën toe, 'n seën van genade en vrede van God. Genade is die Griekse woord charis. En dit verwys na die Here se goedheid en sy guns, wat hy gratis, sonder verdienste aan ons betoon in en deur die Here Jesus Christus. Dis die genade van God. En die woord vrede verwys hier na die Hebreëse woord ook shalom, die Here se shalom. En dit beteken nie dat jy nooit teëspoed sal hê nie. Shalom is nie die afwesigheid van teëspoed nie, maar dit beteken dat God jou veral sal seën met geestelike voorspoed en dat dit met jou as mens in totaliteit voorspoedig sal gaan. Hierdie genade en hierdie vrede kom na die gemeente toe in Christus Jesus. Dit is van die Vader en van die Seun, die Here Jesus Christus, waar hierdie genade en vrede vandaan kom. Daar is nie genade en vrede sonder Christus nie. Jy kan nie God se goedheid en sy guns beleef, sy vrede ervaar, sy shalom hê, as jy buite Christus is nie. As jy 'n ongelowige is nie. Glo in die Here Jesus Christus en die Here sal vir jou sy genade en sy vrede gee.
Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U vir ons hierdie brief sal oopmaak, sodat ons dit mag verstaan en ook gehoorsaam sal wees daaraan. Gee dat U woord baie wyd versprei sal word, soos baie mense U genade en vrede hoor. Gee, Here, dat deur U woord en deur hierdie video's en deur die saamlees van Korintiërs, dat mense tot geloof kan kom in Christus Jesus, sodat hulle ook U genade en U vrede persoonlik mag hê en mag ervaar. Dankie dat U kerk reg oor die wêreld vergader. Amen.